hierdie episode van Agter die Tunes. Dan kan ons die besigheid bou, jy weet, begin bou. So 'n band is exactly dieselfde, maar ek dink baie min mense kyk so daarna. Ek dink baie min mense in die kreatiewe industrie kyk so daarna. Is daar gevalle wat ons dan, partykeer het ek al net van ons op stage gegaan het ook, die show gestop. So nou maak ons maar weer dit hierdie nag om te kyk, wie kry 'n beertjie om te slaap, en omdat ek nou die oudste is, beteken dit nie ek kry die bed nie. Trust me, dit hang af oor wie die moegste is. Hallo daar en welkom by Agter die Tunes, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek is jou gasheer op hierdie spesifieke backbazaar en ek sê vir jou baie dankie dat jy kies om saam met my hierso te kuier. Soos wat ons praat oor die musiekbedryf in Suid-Afrika en inderdaad die wêreld. Nou, indien jy die eerste episode van Agter die Tunes misgeloop het, gaan maak gerus 'n draai by ons Spotify en YouTube platforms waar ook al jy nou tans luister, waar jy my gesprek met Blackbird kan hoor en alles wat ons daar kwyt geraak het. En hoekom Tashay Burger 'n issue het met doedelsakke. Maar wat kan jy verwag in vandag se episode van die Backbazaar? Wel, vandag gaan ons praat oor die besigheid agter musiek, wat ek dink 'n baie interessante aspek is van die hele musiekbedryf, en ek dink baie mense vergeet half dat vir baie kunstenaars is hierdie hoe hulle 'n lewe vir hulle self maak en die rekeninge betaal. So dit is een aspek van hierdie episode. Dan in die tweede deel van die episode gaan ons meer praat oor die admin kant van hoe manage jy nou eintlik 'n band, want ek dink dit is ook 'n hele ander gesprekkie wat 'n verduideliking op sy eie nodig het. So ek het twee gaste opgelaai vir hierdie episode van Agter die Tunes. Eerstens gaan ons praat met Falkie van Coke, oftewel Wynand Meiburg, soos wat op sy ID-dokument staan, van die legendariese Afrikaanse rockgroep Polisiekar. En dan later aan in die episode praat ek met Liesel Schlebusch, die bandmanager van Droom Syndroom, om meer oor die administratiewe kant van dinge te praat. En ek wil ook jou net waarsku dat hierdie episode van Agter die Tunes krietaal bevat. So nou dat ons weet presies wat gaan vir wat, kom ons praat met ons eerste gas vir vandag. Ek dink ons almal weet dat baie Afrikaners stout is vir 'n stukkie alternatiewe rockmusiek, en my eerste gas op Agter die Tunes vandag is geen vreemdeling tot hierdie musiekgenre nie. Jy sal hom dalk ken as die basspeler van Polisiekar, maar vandag gaan ons nie regtig oor die band self praat nie, maar liewers die besigheid agter die band. So dis my groot voorreg vandag om hallo te sê aan Wynand Meiburg. So Wynand, baie dankie dat ek met jou kan gesels vandag. Hoe gaan dinge daar by jou? Dankie man, ja, thank you, is 'n eer om met jou te kan praat, en ja, die son skyn vandag in Kaapstad, en ek is in die middel van 'n 20 jaar van monoloog en stereo tour met Fok of Polisiekar, so I can't complain, life's good. Dit klink beslis of die lewe goed is. So ek wil eerstens by jou weet, voordat ons nou by al die nitty-gritty uitkom, hoe gaan dit met jou? Ja, met my gaan dit awesome man, jy weet, ek voel blessed om nog, wat is dit nou, 21 jaar later, in Fok of Polisiekar te kan wees, en ek voel nog even meer blessed om aan te kan gehou het om betrokke te wees in die musiekindustrie. Jy weet, ek love my lewe, ek leef met my, altyd my voete in twee verskillende wêrelde. Ek leef aan die een kant in die business wêreld, which ek dig om te doen, en dan aan die ander kant, obviously, leef ek in die kunstenaarkant en musiek maak en travel en shows speel. So, ek dink vir my persoonlikheid, balanseer die twee mekaar baie nice uit. Ek weet nie, ek onthou toe ek jonger was, is dit vir my nogal redelike struggle gewees om hierdie twee wêrelde te balanseer, maar dis iets wat ek nodig gehad het, en toe ek die balans kon kry soos nou, dan is ek op my gelukkigste, jy weet, dan flourish ek en stuff is happening. Fantasties. Wel, kom ons gaan juist nou terug na die begin daar van die musiekgroep. So toe julle nou dit alles begin het, wat was vir julle al verwagtinge gewees in terme van soos career progression, as ek dit so kan noem? Was dit altyd die doel om eventually 'n inkomste daaruit te genereer, of was dit half meer 'n passieprojek net gewees? Ja, so Fok of Polisiekar, van die begin af was die idee, ek dink nie ons was 100% clear gewees oor die long-term vision nie, maar vir die tyd en wyl wat ons weet besig was, wou ons dit kan gebruik as 'n business move. Jy weet, ek en Fransjo was live sound engineers op daai tyd,
dis nou wat begin toe, soms sê toe 2003 begin het, was ek en hy live sound engineers gewees en ek het basically tussen 2000 en 2003 tot ons die band begin het ek en hy vir 3 jaar lank baie tyd spandeer by klomp verskillende shows van verskillende sizes, jy weet, van festivals tot club size shows en whatever. En ek dink dit was nogal super educational gewees om so deel van die nightlife te wees en events lewe te wees, om te kan have gesien het wat werk en wat werk nie. En ek weet, ons altyd obviously musiek ook gespeel en ek dink die goal altyd in die back of mense mind was, weet, om voltyds musiek te speel would have been the ultimate dream. Ja. So Fokol Blisikar is gebore uit dit uit. Jy weet, ons het maar net Francois en Hunter, altyd in Fokol Blisikar obviously was in 'n band gewees, jy weet, en ek was al baie betrokke saam met hulle getravel en vir hulle sound gedoen en stuff en ons was baie close vriende gewees. En weet ons net eendag, ons het altyd begin joke oor 'n Afrikaanse band begin. En ek dink, jy weet, alhoewel dit nou 'n grap was, het ons wel gevoel, eerstens, jy weet, as jy kyk nou na weet die marknavorsing of whatever jy wil noem, like ons het gevoel daar's 'n geleentheid daarvoor. Ons was nie 100% seker, jy weet, wat 'n kapasiteit nie of hoe baie mense gaan belangstel nie, maar ons het wel gevoel daar's niks vir ons in Afrikaans om na te luister nie. En so uit al hierdie verskillende fasette was Fokol Blisikar gebore. En jy weet, die goal was like, ons gaan al die knowledge ons opgebou het, jy weet, van ons gitare opgetel het, van 14 tot 16 jaar oud, jy weet, tot, ek was daai tyd 24 gewees. Ek was die oudste ou in die band gewees, die ander ouens wat 4 jaar jong, 5 jaar jonger as ek is die jongstes, so hulle was like 20 jaar oud gewees. So die idee was om, jy weet, so hard as moontlik te push aan hierdie brand, wat ek altyd gesê het, jy weet, om dan ten minste vir ons 'n springboard te create. Jy weet, daarvan af het ons gedink, kan ons ander goed doen, ander projekte begin miskien, of byvoorbeeld ek wat in management opgeëindig het, anyway, jy weet, dit maak deure vir alles oop. So dit was kind of die goal daarmee. Dit was nie so erg like, ons wil, weet, môre begin salarisse betaal en geld maak nie. Dit was meer like, ons invest tyd en ons invest geld to build this kind of, jy weet, soos ek sê, springboard om vanaf te doen verder vorentoe. Ja. En nou obviously, so ek sê, is al 21 jaar later in die Fokol Blisikar brand is nog steeds going en ek is nou al 21 jaar actively betrokke aan die besigheidskant van dit. Ja, so I mean, daar was, jy weet, ons was ook net jonk en wou, jy weet, daai vryheid hê van musiek speel. Ek onthou ek en Frans het altyd terwyl ons gewerk het, rondgery in die bussie met sound gear en gesê like, imagine net hoe lekker moet dit wees om, jy weet, hierdie kind of day job te kon shake en net te kan like soos ons wil like en te kan doen wat ons wil doen en net musiek te skryf en te travel. En ek dink baie vinnig ons ook besef dit werk nie so nie. Essentially het ons ook, maar jy weet, dit raak maar enige iets raak eventually 'n job. If it's professional. As jy hou van golf speel en dit is lekker om golf te speel of jy hou van whatever doen. Die oomblik as jy dit gaan doen as 'n professie, dan raak dit 'n werk. Ja. Jy weet, en ek dink baie mense kom agter na jare van iets doen dat like, jy weet, dis actually nie wat ek, of hulle leer hulle self beter ken en ander talente of iets. Soos ek sê, ek's nog baie happy en blessed om in hierdie game te wees. Ja. So ek dink as ons vat, julle is nou soos wat jy sê, soos 'n goeie 20 jaar nou aan die gang. So hoe genereer, en dit sal natuurlik verskil, I guess, tussen groep tot groep. So hoe genereer bands deesdae eintlik geld in 2025, want ek neem aan dat streaming platforms nie baie van daai persentasie opmaak nie. Yes, so I mean, kyk hierso, dit is quite black and white, die musiekbedryf. Daar's 'n handjievol kind of inkomste, weet, revenue streams wat jy kan tap into. So I mean, die goal is seker maar net om so populêr as moontlik te wees in wat jy doen. En dan, jy weet, as jy nou hierdie punt bereik het, jy het 'n hit single of jy het 'n established brand of iets, jy weet, dan essentially, as jy nou wil gaan na die, kom ons vat dit baie eenvoudig, is jy, jou main ding is om, daar's niks nie en jy create 'n song, en daai song gaan bemark jy, en die eerste ding wat jy obviously doen is, jy release dit, en nou vandag obviously gaan jy na die digitale platforms toe, Spotify, Apple, you name it, YouTube Music, even YouTube self, luister mense musiek op. En daarvan af kry jy obviously revenue, either jy werk deur 'n label wat daai musiek vir jou distribute, of
jy weet deesdae is al 'n handjievol aggregators wat ek kan self in my musiek oplaai en dit kan available wees op die streaming platforms. So daar kry jy maandeliks obviously geld wat inkom. Once again, hoe meer populêr jy is, hoe beter jy die hamer, die nail op die kop slaan. Net om gedagte hou obviously dat daar is natuurlik 'n input, 'n layout of cash wat jy moet insit. Ja. I mean, whether die album jou R10,000 kos of R300,000, jy weet, jy is minus daai geld en jy wil dit hopelik terugmaak van jou streaming af oor 'n sekere tydperk. Maar die streaming doen natuurlik baie meer van jou. Dit is nie so black on white daar dat jy weet ek wil nou hierdie geld terugmaak nie en profit maak nie. Dit is ook jou besigheidskaart. Ja. Soos ek sê, jy om populêr te raak, moet jy op weet high-end playlists wees, populêre playlists, jy weet jy moet jou monthly listeners kry en jy soek proper streams want dit lei tot 'n catalog en as jy 'n catalog het van goeie songs, dan kan jy gaan speel liefde op by Dam, jy weet met groot shows of even club level shows. En dit is dan 'n tweede punt of revenue. En onthou, hierdie is essentially jou grootste inkomste vir 'n aktiewe groep, band, solo artists or whatever, is die live income. Met ander woorde, dis 'n baie stripped down, baie eenvoudige principle. Jy adverteer 'n gig, whether it nou 'n festival is of 'n club show of 'n theater show, whatever, en jy charge X amount vir daai show. En die meeste venues obviously wat jy gaan uitverkoop teen 'n goeie price point, jy weet, gaan jy obviously profit maak. En dan natuurlik ook as jy regtig, jy weet, kom ons vat bands by die laaste paar jaar, kom ons vat Piesangskille as 'n voorbeeld, wat laaste 4 jaar of iets en maar weet 'n groot hit gehad het en meer en aktief is en jonk is en hy travel is, jy weet, jy kom tot 'n punt amper wat jy jou dagboek raak vol because of the popularity. Met ander woorde, jy hoef nie veel geld te invest nie. Mense betaal vir jou vlugte en hulle betaal vir jou akkommodasie en betaal jou fooi om te optree. Ek sê altyd vir mense, jy kan kyk online as jy wil weet of 'n kunstenaar geld in die bank het. Most of the time kan jy sien hulle gig baie. En gewoonlik as hulle baie gig, onthou jy kan ook baie gig en absoluut niks geld maak nie. Dit gebeur ook. Want daar's overheads involved, maar die meeste ouens, jy weet wat baie speel, jy sien hulle op feeste en goeders, jy weet hulle word fixed rates betaal en hulle overheads is covered. Dis waar hulle die bulk van hulle geld gaan maak. Ja. Jy weet, so as jy nou daar begin om revenue in te kry, dan kan jy jouself nou sustain en jy kan 'n salaris betaal, jy kan 'n besigheid opset rondom dit. En dan kind of, jy weet, kom daai obviously die stream revenue in en dis kind of 'n add-on vir jou. Dan aan top van dit, as jy weer die musiek side toe terugspring, dan so obviously die publisiteit kant. Jy weet, as ons nou gesê het, musiek revenue, wat ons van spesifiek master rights, met ander woorde, jy weet, ek het betaal vir die recording, ek kry al die revenue van die streams, vir myself, of ek is in partnership met mense, of 'n record label gee jou 'n artist royalty percentage van daai streams. Maar jy weet, daai geld begin ook inkom dan, soos jy populêr is, en as jy nie populêr is, dan kom 'n boggerol in, en dan moet jy maar gaan gig, jy weet, of 'n day job hê of iets. Ja. So dan is daar die publishing kant wat nou nie oor die master gaan, en dit is jy as songwriter. Ek en jy skryf 'n song, ek en Franco skryf 'n song, ons alkeen besit 50% daarvan, en daai songs word op festivals geperform, jy kry performance royalties, wat Samro collect in Suid-Afrika. Jy weet, jy tree op by plekke of dit speel op radio of jy weet, daar's 'n blanket license by Kyknet, die goed speel op Kyknet, jy weet, so kry jy 'n bietjie geld in. En dan obviously is daar ook die Capasso wat actually die geld collect vir jou master, jou mechanical royalty, en die streams wat gebeur op Spotify en Apple en goeders, daar kom ook, jy weet, 'n klein percentage in wat collect word vir jou en eventually by jou uitkom of nie by jou uitkom nie. Ja. Hang af hoe goed jou admin opgeset is. En daai is die core. Jy weet, daai is die core van die musiekbusiness. Dan obviously kan jy oorgaan na merchandising toe. Jy weet, like as jy populêr genoeg is, dan kan jy maar once again, daar's obviously kostes involved om 'n shop te hardloop. Jy weet, Fokko Bliska het 'n online store, Franco van Coke het 'n online store, jy weet, albei wat oortik en jy weet profitable is. Obviously ook, ons gaan ook shows doen, verkoop merchandise daar, wat ook 'n groot deel van die revenue stream van merchandise is. En dan het jy kind of die traditional boxes getik. Jy weet, af van revenue streams waar jy geld kan inkry. Dan kan dit obviously tot die next level gaan en hang af hoe populêr jy is, en dan kan dit wees dat jy moet met brands werk. Jy weet, ek nou Jägermeister is byvoorbeeld nou betrokke, dis nou 'n alkoholbrand, maar is betrokke by hierdie monoloog tour sê nou maar. Jy weet, so daar is 'n financial kickback vir 'n return on investment wat jy vir hulle offer.
byvoorbeeld Jack Sparrow is 'n Monster Energy ambassador, jy weet. So hy kry perks daarvan af. Jy weet, sê maar vlugte word hulle gecover vir hom reg oor die jaar vir bietjie events en hy kry 'n lump sum, jy weet, geld en allerlei goeders. Of jy kry Rolex, jy weet, Rolex wil vir Early B gebruik op hulle volgende kampanje, jy weet. Ja. So as ek nou sê, ja, dit as suppose ek 'n sponsorship en dan kry jy ook like endorsee kind of goeders. Jy weet ook sê maar 'n TV ad, jy weet, okay, ook al doen 'n nuwe summer campaign en hulle wil franchise gebruik in die ad. Jy weet, dan is daar nou usage en dit en dat en so jy het daar op jou profile en goed jy broker en dan ook die ander kant, die laaste ding is seker maar dat jy kom op 'n plek dat jy populêr genoeg is en genoeg jy weet disposable income het of om te reinvest in business ventures. Ek bedoel jy kry ouens wat jy weet hulle geld met goeie geld gemaak het in geld in property invested, jy weet jy kry ouens wat geld terug invest in goed completely not business music business related. Jy kry gereeld ouens wat jy weet Rikus van Radio Rap se goeie voorbeeld by die Hennies doen. Ja. Die franchise en dit opgebou het na iets. Ek weet nou nie hoe hulle business model werk of wat hy kry per store of hoe dit werk nie, maar jy weet hy's nou nie 'n musikant nie, maar of hy is nou 'n musikant. Maar ek weet 'n komediant gewees daar het hy vir homself 'n business revenue of amper kan 'n passive income opgebou. En jy weet dan kan ek terugkom na ons brands toe. Sê net maar Jack Sparrow het onlangs once again iets wat mense bo 18 net mag gebruik, maar hy het 'n Parachute uitgesit. Jy weet saam met iemand en dit is distributed landwyd en dit is 'n profitable business, jy weet, dit tik oor en daar word profit gemaak. Fok op Lieskar het ons Fok of Lager wat aan die einde van die jaar 10 jaar lank al in die game is, jy weet, en dis ook 'n profitable business, jy weet, so as ek sê profitable is kind of, jy weet, hard op sy eie set op boeke en daar's employees en overheads en jy weet, dit turn a profit kind of thing. So daar's klomp sulke avenues en goeders ook, wat nou kan jou top tier is in jou next level, maar jy weet ook nie die ding van die kunste is, maar die meeste ouens wat betrokke raak in die goeders, jy weet, want dis die ding is like, net om 'n instrument te bemeester is klaar 'n mission. Jy weet, en jy moet dan of wat ouderdom jy begin, maar jy gaan jare insit in hierdie instrument en once you got to that point dat jy dit ding bemeester het, jy weet, dan is nou die volgende level is hoe gaan jy monetize? Jy weet, gaan jy nou jou eie band begin of gaan jy 'n session nou wees of jy weet whatever you want to do. En baie van kunstenaars sukkel net om daai deel reg te kry en om invoices uit te stuur en hulle geld in te samel en whatever. So om obviously nou te praat van going to the next level of business, dis nie almal wat daai business savviness het nie, jy weet, of jy team op met 'n manager wat miskien daai soort goed kan doen, of jy weet so lekker ding is van as jy in 'n populêre groep is of kunstenaar is, jy weet jy ontmoet baie mense en baie keer kom business opportunities na jou toe en al wat jy moet sê is ja en miskien 'n klein investment maak en alles obviously 'n risk. Maar ek dink dit verduidelik, ek weet dit al sin maak soos ek vertel nie, maar ek dink dit verduidelik vir jou half die 360 van die potensieel wat daar is in die verskillende jy weet sukses streams waar jy kan intap in. Ja, miskien het ek iets gemis. Ek kan nie nou dink van my kop af nie, maar ek dink dit pretty much cover alles, ja. Sure. Nee, ek dink dit is ek dink mense, ek persoonlik het eers onlangs soos half besef, soos nou dat ek meer soos uit die aard van my beroep met soos kunstenaars eintlik praat, om eintlik te verstaan wat dit alles behels en as jy op 'n sekere vlak is, dat dit eintlik soos the sky is the limit amper met daai tipe van goed. Yes. Maar ek wil nou 'n bietjie meer gesels oor die strategie kant van 'n band, want immers is dit op die einde van die dag 'n besigheid ook. So, hoe benader julle 'n strategie vir julle groep nou byvoorbeeld en wat behels 'n strategie vir 'n musiekgroep of 'n kunstenaar? Ja, okay, so met ander woorde, ek gedink hoe ek die vraag kan beantwoord. Kyk hierso, as dit kom by, kom ons sê business infrastruktuur. Jy weet, en dis obviously waar jy wil kom is, soos ek sê, like, as jy gewoonlik 'n projek, soos enige besigheid, en dis ook altyd die ding is, ek dink baie mense sukkel nog op baie, as mense in die game inkom, sukkel hulle om te verstaan dat, jy weet, hierdie is 'n besigheid soos iets anderste. As ek en jy nou besluit, ons gaan 'n besigheid gaan, ons gaan nou like canned fruit doen.
Jy weet, ek en jy het 'n connection gemaak met 'n plaas of something en ons kan dit 'n goeie pryse kry en is high quality en ek en jy gaan en jy weet daar's klomp fasette tot hierdie ding. Ons obviously nou soos ek sê die corporate identity side en dan's op 'n bemarking side van dit, maar aan die ander kant van die besigheidsside is die eerste wat ons gaan doen is ons gaan projeksies uitwerk. Ons gaan 'n bietjie marknavorsing doen. Jy weet, we kind of going to try and figure out, jy weet, waar ons pas en ek en jy gaan besluit, ons sien 'n gap in die mark hier. Veral at hierdie price point or whatever. En dan die eerste ding wat ons gaan doen is ons gaan onsself registreer, jy weet, as 'n PTY. Ons gaan 'n accountant kry. Jy weet, miskien 'n lawyer or whatever, jy weet, en daarvan af, jy weet, gaan ek en jy kapitaal insit en ons gaan sê boeke begin hardloop. En ons goal dan is, obviously, is om hierdie ding profitable te maak. So, jy weet, nou die eerste jaar, 2, 3, afhangende van, jy weet, wat ons plan was en wat ons baie kapitaal ons het, invest ons eintlik met geld. En dan is die goal is obviously op dit kom op 'n plek dat ons weet profitable beraak of jy weet like die basic overheads word gecover en nou is daar genoeg geld dat ek en jy kan mekaar salarisse betaal of ons betaal salarisse van die begin af, whatever. Jy weet, en dan gaan jy verder en jy kry overdrafts op jou account en jy het access tot krediet en dan kan ons die besigheid bou, jy weet, begin bou. So 'n band is exactly dieselfde. Maar ek dink baie min mense kyk so daarna. Ek dink baie min mense in die kreatiewe industrie kyk so daarna. Jy weet, en dis hoekom ek al so baie mense ontmoet het wat ek gaan nou sê in die droltrap is dat jy weet die job kom eerste. I'm writing the music, I'm getting it out there en ek gaan speel shows en of ek's 'n graphic designer en ek begin ook by self werk en ek kry die kliënte in en geld kom in en goeders en dan 2, 3 jaar down the line besef ek het nooit tax betaal nie. Ek was al geregistreer as 'n besigheid eintlik en ek het dit perks gehad en nou skuld ek vir SARS geld en jy weet ek al baie mense gesien in daai traps val. Want hulle sien nie dit is weird. I mean like soos ek sê as ek en jy nou praat oor enige ander besigheid gaan ons we're going to talk business. Jy weet maar in die geval doen mense net nie. So ek dink wat ons ook met Fokol Polisiekar gedoen het is jy weet as jy gesê daai marknavorsing was daar. We already jy weet en dit was nie 'n sprits gewees nie maar jy weet ons het hierdie knowledge opgebou en ons het toe al daai goed gevat en dit ge-apply tot ons. En don't get me wrong, ons het ook nie onmiddellik gaan, jy weet in 2003 'n company geregister en in 'n set of boeke gehardloop of so nie. Jy weet so ons was ook nie perfek geweest nie. Ja. So dit is ook nie dit is nou nie like jy weet I get it, it's difficult, jy weet. En ons goal was maar net om so populêr as moontlik te raak en om ook 'n goeie tyd te hê en whatever. Gelukkig het ons vinnig genoeg, jy weet, geturn around en besef, jy weet, hierdie om sustainable te wees, you got to set it up like this. So ek dink ek het kind of verduidelik, jy weet, daai business struktuur is maar soos enige iets, jy weet, is essentially, jy weet, is daar 'n Fokol PTY en dit is die kind of holding mother company, jy weet, en in dit is daar 'n jy weet Fokol Lager wat al een besigheid is daar hardloop by die merchandising hardloop daardeur, dan die live shows hardloop daardeur en daar's various mense wat salarisse pool verskillende vir jobs, jy weet, daar's various overheads, jy weet elke maand van storage facilities tot dit tot dat, jy weet, die goal obviously from 'n management kant, as jy dan die financial kant kyk, is jy weet ons obviously maar 'n set van management accounts te hardloop. Ja. En om dit dop te hou en om seker te maak, jy weet, targets word gemaak. Jy weet, as ek weet elke ou moet R100,000 'n maand salaris kry, dan is die goal pretty clear. Jy weet, hier's my list of kostes besides die salarisse and that's where I need to come. Ek moet R500,000 'n maand maak. Jy weet, like how are we going to get there? En dan kan jy nou ingaan in detail en sien ek kan die merchandise doen so, hoe kan ons dit beter doen, jy weet? En dit is en dat. Ek bedoel, klink nou baie eenvoudig, it's difficult. Niemand gaan net en sê, ons meer geld maak in hierdie aspek of daai aspek nie. That's obviously jy weet, dit vat tyd en jy moet vooraf beplan en geld invest en whatever. Maar vereenvoudig nou is dit maar dit, jy weet. En dit is soos sê dis eintlik maar so enige ander besigheid. En jy weet wat miskien nou veranderste is of jy weet, kom ons sê iemand doen 'n rebrand. Checkers gaan en doen 'n rebrand, jy weet. En hulle verander hulle stores en ons like, yes, hoekom spandeer hulle al die geld om al hierdie goed te doen? Hoekom verander hulle die logo, jy weet? En dis seker maar similar aan nuwe musiek uitsit vir ons. Dit kan 'n rebrand jy weet nou 3 jaar laas musiek uitgesit, jy sit nuwe musiek uit, jy weet jy sit 'n kan 'n visual identity saam met dit uit en dit is nou Fokol Polisiekar in 2025 of in 2026.
dis maar soos dit ook, jy weet, en dan moet obviously geld geïnvest word dan, en dis maar jouself fresh hou en relevant hou en al daai goeie. So, ek onthou in die early days van Fokoff het ek altyd gedink, yes, like het Plex uit net gaan, ek het nou, was in film school, en toe ek audio college toe, jy weet, en sulke goeders, en toe nou die musiekbedryf begin werk, maar ek was so half, al daai goeders kon ek amper net geleer het, of the trade, wat ek nie kan leer van die trade af nie, is om accounting te hardloop, of sulke goeders. Ek het altyd gesê, ek moes eintlik net accounting gaan doen het. En dan kon ek ons goed soveel beter gehardloop het, jy weet. En maar then again, you can get someone to do it, and don't get me wrong, AI kan ook deesdae vir jou baie goeders doen. Maar ja, so dis die besigheid kant daarvan, en dan sal ons die bemarkingskant, wat seker maar hand aan hand met die besigheid gaan, which jy weet, is maar, jy weet, deesdae is dit maar pretty much social media, of jy weet, amper wil ek sê old school media, of kan het meer mainstream media, ag ja, ek weet al die goeders wat involved is daarmee, so dan wat jy eintlik maar doen. Maar ons essentially as 'n brand, deesdae hardloop jy maar 'n continuous conversation. Soos jy altyd maar gedoen het back in the day, ads uitgeneem op TV en so om hierdie conversation uit te kry. Nou is dit maar net 'n continuous conversation op social media, en nou is jou grootste enemy die algorithms, en die amount of noise wat daar buite is om uit te staan, jy weet, en jy invest obviously 'n bietjie geld daar ook deur Meta om te boost, en te dit en te dat, en ek bedoel, daar is 'n hele ander side of the business and a science behind dit. Maar, ja, dis maar die operation, jy weet, behind iets soos 'n band, jy weet, whether it 'n Jack Sparrow is, of 'n François is, van Coke is, of, ek weet nou nie presies, ek weet nou baie van Jewels fantasties af cinema, maar as ek weet nou nie, ek ken vir Early B goed, maar ek weet nie presies hoe hy sy goed hardloop byvoorbeeld nie. Weet iemand soos die Piesangskille wat 'n jonger band is, ek weet nie hoe hulle goed hardloop nie, of hulle goed agter mekaar is, en of dit nog, jy weet, up in the air is nie. Maar essentially, wil mens maar kom, waar jy eintlik met 'n besigheid is, wat hoort ek. Beantwoord dit jou vraag? Dit doen, en dit laat my, ja, nee, dit laat my ook bietjie dink, dit raak nou half lekker aan die volgende vraag wat ek wil praat, of wil vra liewers, en dit is, dink jy dat 'n mens op 'n plek kom, soos julle en Fransjo van Coke, Jewels fantasties byvoorbeeld, dat jou naam op so 'n plek is, dat jy half nie meer hoef te bemark in terme van live shows nie, en opvolgvraag op daai, hoe werk die benadering tot watter gigs julle aanvaar en watter nie? Okay, so Janie, jy's maar altyd besig om, ek suppose, relevant te bly, to be relevant, en dit is enige brand of enige besigheidsding, whether ek nou polisse verkoop, of 'n financial advisor is, of once again, iets, jy weet, 'n boer is, wat tomaties uitvoer, jy weet, like, you kind of, I suppose, die musiekbedryf is bietjie meer cutting edge, en baie meer reliable op current wees as sekere goed, byvoorbeeld 'n boer, wat tomaties uitvoer, jy weet, hoe cutting edge hoef hy te wees, hy moet 'n goeie produk hê, en reliable wees, of whatever, daai goeders is. En ons bedryf is, jy weet, to be front of mind, super belangrik. So, daar moet meer tyd en energie, dink ek, in ons bemarking gesit word, of nie, so ek sê, is meer 'n ongoing conversation. Jy weet, as jy kyk na, so ek sê, social media plan en 'n continuous conversation, om relevant te bly, en dan gereeld musiek uit te sit, jy weet, en, jy weet, photoshoots te doen, of video shoots, jy weet, of net content shoots, jy weet, like, so daai goeders heeltyd, obviously ons, hoe langer jy bestaan, hoe meer dedicated following sal jy obviously hê, hoe langer carrière jy het, jy weet, jy kan fans hê wat 20 jaar terug begin luister het. Either nog steeds luister, of bietjie weet, het gaan so, miskien verloor hulle die kontak, en dan maak hulle weer kontak. Gisteraand byvoorbeeld, in die eerste show van hierdie monoloog tour, as 'n ouens, my ouderdom is, luister die band van die begin af, en, jy weet, hulle is soos, ja, hulle hele lewe lank, vir laaste 20 jaar, jy weet, 2 dekades, is hierdie band deel van hulle lewens, en, jy weet, so, en dan ook, weet ons, die moes 'n catalog, jy bou hierdie catalog op, so jy bou kan of, wat is die woord, ja, catalog is die regte woord, jy weet, en dit gee jou, ek bedoel, 'n groep met, don't get me wrong, as 'n groep, iemand wat super populêr op die oomblik is, en net een hit song het, can probably go en verkoop 'n show uit. Kom ons vat die Barnyard, 'n stupid voorbeeld. Jy weet, hy kan sy 400 mense in die Barnyard gaan kry, based op een song, because it's right now, it's hype, people love it. Hulle ken nie miskien van sy ander songs nie, maar hulle is daar vir whatever die song se naam is.
Dan kry jy nou groepe soos ons wat jy weet ons sit nie gereeld musiek uit nie en ewen ons musiek is nooit super mainstream nie, Ja. maar jy weet vir 'n polisiekar kan ek met confidence sê gewoonlik as ek independently shows boek. Soos die Banja toer, jy weet al 3 Banjas uitverkoop. As ons UK toe gaan, shows uitverkoop, Amsterdam toe, jy weet wherever ons gaan, maar dis obviously based op hierdie lang karier en kind of loyal following en hierdie catalog van musiek. Ja. Jy weet obviously as ons ophou musiek skryf het op some stadium wat niemand belang gestel het in nie, Ja. dan sou nie dieselfde storie gewees het nie. Soos ons is maar nou net daai is nou die business deel wat ek nou nie regtig kan ek wil amper sê luck is bietjie involved in ons geval daarso, Ja. jy weet like, ons is nie 'n band wat jy weet okay, kom ons vat vir Kurt Darren. Hy het onlangs Hop Hop Spinnekop uitgesit en dan het hy nou onlangs nog een uitgesit, ek seker die naam nie, maar dit is Oorwurm. Ja. yes, ja. Daai songs is amper rondom 'n tafel gesit en besluit oor wat jy gaan doen. Ja. It's very cutting to the point. Is ons gaan 'n song skryf wat die common denominator Afrikaner gaan love. Ja. En ek kan nog steeds hit of miss wees, nie altyd nie. Byvoorbeeld die song wat hy onlangs uitgesit het, dink ek is nie naaste by so groot Ja. Spinnekop nie, dink ek nie. It's still doing great, don't get me wrong. This is still like a top tier song. Ek bedoel, he's been for a very long time a top tier kunstenaar, omdat hy weet, he wants to make music for the masses. En hy wil hê hom so baie as moontlik stream en daarvan af weet doen hy sy spin-off business, whether it shows is of dit is of dat is. Fokker Blitzkrieg is nie heeltemal so tipe band nie. Weet ons gaan sit nie en sê wat gaan die meeste mense stream of whatever nie. Weet ons doen dit meer op 'n weet ons met 'n different produk, jy weet. En obviously like mense ons vir daai rede en dis ook miskien hoekom ons so lank saam is en hoekom ons jy weet following vir so lank het. Maar dat ek almal my anyways, jy verstaan ek weer Ja. sê. So coming to the shows is dude, ons gaan enige show speel. Daar's nie dis nie asof ek regtig gaan sit en gaan en nee, ek stel nie belang nie. Dit gaan maar baie oor ek bedoel ons sal so baie as moontlik speel if opportunities come around. Ja. Vals ook vir jou verduidelikheid, jy weet, ek organise elke jaar X amount independent goeders. So whether dit 'n club level tour is of sien my 'n Banja ding hierdie jaar, ons gaan laaste paar jaar aan mekaar, daar's 3-4 jaar oor see, doen verskillende ander territories, jy weet, daar's geld goed ons independently organise, self die geld insit, jy weet, get the return back. En dan sit maar net shows, jy weet, van venues tot festivals wat ons boek maar net. En daai is die easier money. So ek sê I don't have to put up front the cash en die marketing loads nie als op ons nie. Maar ja, in ons geval maar net is dit amper 'n bietjie meer complicated is om die skedules te juggle. Ja. Weet jy het 'n groep ouens wat nou paas is met kinders. So daar's birthdays en jy weet sulke tipe goeders wat in gedagte gehou moet word en of jy weet daar skoolvakansies wat hulle miskien iets beplan het of iets. So mense is nie altyd available nie. En dan in ons geval nog, jy weet, jy het Franco wat sy eie karier hardloop wat super suksesvol is. Dan jy Hunter wat ook in die hemels fantasties is. Jy weet so, jy het ook 3 kunstenaars en jy weet, jy moet altyd kyk, jy weet daai datum is Franco klaar geboek, jy weet. So ons is nie altyd available deur Spok of Polisiekar nie. Maar ek bedoel Franco is super besig en hy is happy daarmee. Soos ek sê, if you're busy, your bank account looking good en almal smile. Harde werk nou, don't get me wrong, maar bedoel hy is super besig en jy weet so dit dwing ook Spok of Polisiekar om kan 'n bietjie meer eksklusief te wees. Which is nice. Jy weet, ons kry actually baie geleenthede om te sê nee, sorry, ons kan nie because Franco was gigging of die oues hier of ander is om die heuwels, jy weet. Which actually moet al gaan, dis terrible, jy weet, ek kan nie al die shows speel wat ek moet nie, maar there's enough, jy weet, so ek sê ons beplan het en skeduleer het en organise eie goed if needed to get to the targets or whatever. Maar ja, om shows te kry en mense wat belangstel aan jou is 'n blessing obviously. I mean mens werk daarvoor obviously en dit is harde werk en dit is nie net jy weet kom nie net daar uit sommer net because of what nie, jy weet like it takes a lot. Ja, ek bedoel so ek sê ons sal nie nee sê vir iets sommer nie. Tensy ons gedele dit nie allow nie, Nee, ek dink soos wat jy nou praat,
soos die hele rukkie wat ons nou gesels, daai harde werk, ek dink mense underestimate hoe belangrik dit is en dat dit oor regtig 'n tydperk van 20 jaar is, dat jy op 'n punt is waar jy vandag is. So ja, Wynand, ek sê vir jou regtig baie dankie. Ek het beslis baie hier uitgekry. Maar voordat ek jou amptelik groet, wil ek vir jou eers gaan jy nou 'n solo karier begin na vandag se chat? Weet Is jy nou reg to take on the business? Ek dink, weet jy, ek het nou Band 101 deurgekom, hopelik, as jy saamstem daarmee. en jy sê like, no thank you. Ek stel nie belang in die business nie. That sounds too complicated, too risky. Risky is probably the thing. As jy enige besigheidsman options gaan op die tafel sit en dan geld hier in die Wes gaan dit net ongaan nie. That's way too risky. Sien, like, no thanks. Ongelukkig is my stem nie van so aard dat ek dink ek baie geld gaan maak nie. So ek los dit maar in julle hande. Maar voordat ek jou nou groet, Wynand, wat is 'n liedjie waarna jy in die laaste week geluister het wat jy regtig van gehou het? Hoef nie 'n nuwe liedjie te wees nie, enige liedjie wat jy nou geluister het wat net it hit the spot. Ja, wel, omdat ek nog gelukkig in hierdie monoloog en stereo tour is en deel van hierdie tour is dat ons speel vir die eerste, ons begin as 2 sets en ons speel, maar die eerste set is die hele monoloog album van top to bottom. So daar's songs in daai, ek dink 2 spesifiek wat ons, ek gaan nie vir jok nie, 15 jaar terug gespeel het, miskien live. So ons het 'n paar rehearsals gehad, ons rus gewoonlik nie baie nie, want jy weet ons is nou 'n oiled machine, maar so oop vir misinterpretasie is die eerste song van 'n monoloog in stereo. En oral as ek weet as jy rondloop en jy sing iets heeltyd like, net die skoon word vermoor, net die saag kry. My vriende, ek weet al daai hooks heeltyd in my kop vas. Van in my kop. Ek was super excited gisteraand om te speel, just to get it out of my system. So unfortunately hierdie week op hierdie stadium is dit 'n Fokol song. En die naam is oop vir misinterpretasie en is track nommer 1 van monoloog en stereo af. Ja. Dit het my lewe geroel op hierdie stadium, ja. Ek dink ons sal sê jy is kontraktueel verplig om daai as antwoord te gee. Yes, sorry, it's good business to talk about our stuff, ja. Dan sê, wel Wynand, ek sê vir jou baie dankie dat jy saam met ons gesels het hier op Agter die Tunes. Ek dink, ja, dis 'n deel van die musiekbedryf wat ek baie soos interessant vind en ek dink jy het regtig vir ons baie lekker insigte gegee vir hoe dit eintlik lyk. So baie dankie en sterkte met die toer wat julle nou voor het. Thanks man, awesome. Ek dink Wynand het vir ons nou 'n baie goeie idee gegee van die finansiële kant van 'n band wees, maar natuurlik voor dit geld gemaak kan word in terme van liedjies wat uitgesit is of konserte wat moet gebeur, is daar baie agter die skerms dinge wat gereël moet word in terme van praktiese waar mense moet wees, waar gaan ons optree, die terms and conditions van al hierdie dinge en dit is waar ons tweede gas vir vandag se episode van Agter die Tunes, ek dink 'n goeie idee vir ons kan gee ook. Haar naam is Liesel Schlebusch en sy is die bestuurder van die musiekgroep Droom Syndroom. So kom ons vind uit wat dit eintlik vat om 'n band te manage. Nou Liesel, ek wil sommer begin by die feit dat jy natuurlik Kirsten en Karl se ma is. So hoekom het jy besluit om Droom Syndroom se bestuurder te wees, eerder as om iemand anders te kry om daai rol te vertolk? Jong, dit was eintlik 'n natuurlike verloop van dinge, 'n outomatiese oorgang van my wat hulle bestuur oorgeneem het. Kyle was, toe hulle nou meer begin optree het, was hy nog baie jonk. Ek meen hy het agter die kerk se dromme gespeel op die ouderdom van 11. In bars en restaurante gespeel van die ouderdom van 12 jaar oud. So, vir my om hulle in die baie wêreld net te laat ingaan sonder 'n ouer oog was vir my te moeilik. So, ek het op daai stadium 'n musiekskool gehad hier in Pretoria en my liefde vir musiek en hulle liefde vir musiek het ons saam besluit dat dit half 'n dream team kan maak, want ek het daarom bietjie die lewensondervinding, die bestuursondervinding, die bemarkingsondervinding, al die administratiewe ondervinding wat hulle nie noodwendig nou al in hulle lewensjare opgebou het nie as gevolg van hulle ouderdom en hulle so jonk. So eers was dit maar net 'n veiligheidsstorie, ek wat gaan ondersteun en gaan kyk, maar toe het dit al hoe meer ontwikkel in meer van 'n produk. Dit was nie net hulle wat gaan jam vir 'n burger en 'n Coke nie. Dit het al hoe meer begin lyk asof dit hulle toekomstige karier gaan word. En ja, so dit het 'n outomatiese ding maar net geword en vandag is ek voltyds, is ek hulle bestuurder en hulle agent.
Ja. Okay, nee, dis baie interessant om dit te hoor en ek dink dit pas half baie goed met mekaar en jy natuurlik kan meer tyd met hulle spandeer. So ek dink Ja, is 'n ja. wen-wen vir almal. Maar ek wil nou gesels oor die bestuurkant van 'n band want daar is natuurlik 'n paar gedeeltes daarvan wat ek dink ons vandag aan kan raak, veral in terme van die admin daar agter. So die eerste ding waaraan ek wil raak is optredes, want aan die buitekant lyk dit asof 'n organiseerder julle vra of Droom wil kom optree en julle arriveer daar en dan sing Kirsten en Karl lekker vir die mense, maar dit is natuurlik nie die geval nie. So, wat gaan alles eintlik in om so iets te reël? Kykie, dit is wonderlik as mense dink, ja, die twee boeties spring net op die stage en daar gaan hulle en hulle deel hulle musiek met die res van die wêreld daar buite, maar vir elke optrede, vir elke festival, vir elke geleentheid wat opgetree word, is daar ongelukkig the bad side of life dat jy moet administratief alles moet uiteengeset word. So, van jou klankmense dat hulle 'n behoorlike klank het, want anderste blaas die speakers of nie die regte instrumente kom voor nie en so al die beplanning rondom elke liewe show is van jou verhoog. Is daar verhoog wat nie in mekaar gaan val nie? Is daar ligte, laat hulle nie donker te speel nie? Is daar voldoende 3-fase krag? So, is daar 'n voldoende klankingenieur wat 'n band kan meng? Want almal kan nie noodwendig alle ingenieurs kan nie bands meng nie. Hulle kan partykeer kan hulle fantastiese DJ mix gooi, maar nie ten opsigte van 'n band nie. En Kirsten en Kyle speel basies 4 instrumente elke keer as hulle opgaan. Hulle wissel af oor watse instrumente hulle speel. So, dit is nommer 1. Natuurlik het jy 'n kontakpersoon. Natuurlik moet jy ook dan oorslaap, meeste van die tyd as ons 'n paar ure uitry, want jy moet jy kan nie 24 uur aangaan en dan fantasties show gee op die stage nie. Jy moet dan 'n oorslaapplek hê. Dan met jou organiseerders, daar is finansies betrokke. Natuurlik, hierdie is 'n voltydse besigheid wat ons bestuur. So daar is 'n fooi, daai kontrakte moet geteken word, seker maak almal is in plek en weet presies wat elkeen moet doen. So daar's 'n groot finansiële aspek, betyds moet die fondse ingevorder word, laat ons daarin die kar kan vol petrol gooi en kan ry na die gigs toe. Administratief is eintlik die grootste gedeelte en teen die tyd wat die show opkom, is wanneer ek nou bietjie kan agteroor sit en sê, goed, dis nou die lekker gedeelte. Ek kan nou kyk of al my hande werk vir die laaste whatever, partykeer is dit 'n jaar vooruit, bymekaar gekom het en ja, laat almal gesond is en op die stage kan spring en hulle beste produk kan lewer. Ja. Sjoe, nee, ek dink dis baie interessant om daai is 'n technicalities half waar te neem wat jy nou vir ons vertel en Ja, ek sal en die ding is ook, dit is vir die kunstenaar om homself te bemoei met al die administrasie, met al die bemarking, met al die klein nitty-grits voor 'n show, gaan maak dat hulle nie kan fokus om aan die einde van die dag die ware produk daar neer te sit nie. Hulle gaan nie hulle musiek kan opdateer nie, want hulle gaan te gefokus wees op al die administratiewe goed. So, aan die einde van die dag is dit maar my werk om seker te maak, alles is in plek, alles is reg, sodat hulle met 'n geruste hart op stage kan klim en net goeie vibes daar buite te sit vir die mense. Ja, nee, ek dink dis die belangrikste want natuurlik impak dit die konsertgehalte ook as ek dit so kan stel. Natuurlik. Ja, dat en of mense hulle weer gaan terugnooi aan die einde van die dag. Dis Ja. ook 'n ander belangrike een, daai return business as ek dit so kan noem. Maar jy het nou iets genoem wat ek ook baie interessant vind in terme van die kontrakte. So watse tipe besonderhede word in 'n kontrak uitgelig? Natuurlik wat vir julle belangrik is in terme van sê net maar konsert wat julle gaan bywoon. Kyk, dit is baie belangrik dat alles vooraf, maak nie saak hoe goed jy die organiseerder ken, wat jy nooi vir 'n optrede. Wat baie mense nie verstaan nie, is dat ons word gekontrakteer deur 'n organiseerder, 'n feesorganiseerder. Daar word 'n prys op die tafel neergesit van wat ons standaard fooie is. En partykeer sal ons 'n bietjie onderhandel oor die fooi, dit hang nou af van met wie ons werk. En so al die verpligtinge eerstens van die kunstenaar, wat die organiseerder verwag van die kunstenaar, byvoorbeeld
om nie dronk op stage te stap nie, moenie vloek op stage nie, moenie allerhande weird goed doen nie, wees op tyd, dit is jou time slot. So al daai tipe van goeders moet kontraktueel vooraf bepaal word. Ook waar ons slaapplus, wat jy een bed kry en ons is 4 mense altyd op toer. So nou maak ons maar weer dit hierdie nag om te kyk wie kry beertjie om te slaap, en omdat ek nou die oudste is, beteken dit nie ek kry die bed nie. Trust me, dit hang af oor wie die moegste is. So al daai dinge is ongelooflik belangrik om in plek te hê, so dit is op ons kontrak. Dan ook ja, soos waar die venue is, hoeveel mense verwag word, wat is die verwagting van bemarking aan Droom se kant of aan die band se kant, hoeveel social media posts moet hulle maak, hoeveel video's moet hulle maak, wie is die klankingenieur, is dit voldoende klank, dit is alles bepalings op ons kontrak. Dan ook 'n kansellasieproses natuurlik, wat ons nog net een keer gedoen het, wat ons 'n show moes kanselleer, want beide Kirsten en Kyle daar was geen stemme nie, daar het niks uitgekom nie, en we're not gonna fake it on stage, dit wat hulle doen is die real ding. En dan, so een keer moes ons al, en dan is daar nou terme en kondisies, kansellasieproses wat ons moet deurgaan, wat natuurlik op die kontrak moet verskyn, die fakturering, hoe ons dit moet uitmaak, en ja, die uitsluiting van tot wat ons eet. Nou, party mense lag altyd en sê, okay, maar hierdie hospitality riders, wat julle kunstenaars so daar buite sit, dit is nogal belangrik, want so baie keer is jy op pad, en jy kry nie 'n kans om eers te stop, ga by 'n garage vir 'n garage paai nie, jy is honger, jou bloedsuiker val, jy het voldoende kosse nodig, maar nou is jy allergies vir peanut butter, en al wat daar is peanut butter chicken, so, daai voor die tyd moet jy maar uiteensit en sê, goed, gesonde kos wat ons wil hê, drink goed, ons hou nie net van water nie, ons hou daarom so af en toe van 'n koeldrank of 'n glas wyn, dit hang af wat die situasie is, wat 'n tipe festival dit is. So, al daai dinge word uiteengesit voor die tyd, wat van ons verwag word, sowel as van die organiseerders, om hulle kant by te bring, die geld betyds in te betaal, dat ons daarom betyds daar kan wees, nie bemarking daar buite sit, wat teen ons beeld is nie, dit gebeur ook partykeer, kansvatter, so, alles moet goedgekeur word voor die bemarking buite gesit word vir die publiek, om te sien, okay, hierdie instansie is in orde, maar ons ongelukkig is daar nou maar gevalle wat daar wel mense is wat kansse vat, en dan is daar gevalle wat ons dan, partykeer het ek al net van ons op stage gegaan het ook, die show gestop, want die kondisies volgens die kontrak was nie in plek nie, ja. Ja, ek dink soos dis ook 'n ander kant wat mense dalk nie besef nie, is dat ja, soos wanneer daai bepalings nie wat julle ooreengekom het nie, daarso is nie, dat hierdie op die einde van die dag is dit ook julle produk wat julle tentoonstel, en as dit nie in die beste moontlike lig gestel word nie, dan is dit ook nadelig vir julle ook. So ek dink dis vir ons beeld. En ek dink dit is 'n baie belangrike ding wat mense nie weet nie, is dat jy so hard werk aan die prentjie wat jy graag daar buite wil sit, en die boodskap wat jy graag daar buite wil sit, en om dan met 'n geval van 'n organiseerder wat dalk nie regmatig optree nie, in daai geval, dit is negatief op jou naam, al is jy die onskuldige partye, dit is negatief, so ons probeer dit baie streng hanteer, ja. Sure. Nee, dis baie interessant om met alles net te hoor, maar ek dink dan aan die ander kant, voordat jy nou op die verhoog gaan, moet daar eers liedjies vervaardig word en geskryf word en alles, so dit is iets wat ek ook graag by jou wil uitvind. So hoe lyk die logistiek en die admin agter die proses om soos die liedjies te skryf en op te neem en dit uit in die wêreld te kry op stroomdienste en musiekvideo's en daai tipe van goeders? Kyk, die hele proses is Kirsten en Kyle skryf al hulle musiek self, hulle voorproduksie doen hulle 100% hulle self. So elke melodie, elke noot, elke instrument, elke woord is Kyle en Kirsten. Van daar af beweeg het oor dan na die persoon wat hulle die meeste gebruik het, was Speech van Petson in die laaste ruk, wat dan vir hulle die finale produk bymekaar sit.
En sodra ons dan daai produk het, tevrede is met 100% daai produk, dan word dit in ons geval ons is onafhanklike kunstenaars wat onafhanklik alles doen behalwe die distribusie. Die distribusie word hanteer deur Koleski. So omdat ons deel van of meeste van ons musiek in die Afrikaanse genre val, die enigste manier dan vir ons om ook dit te laat klassifiseer onder die Afrikaanse genre is dan deur 'n record label. En in ons geval maak ons gebruik nog al die jare van die Koleski groep. En hulle versprei dit dan na jou Spotify's, Apple Music, Deezer of wie ook al daar buite is. En maak daai proses daarom vir ons administratief, hanteer ons dit self nie. Hulle doen dit, ons los dit in hulle baie capable hande om dit vir ons te doen, ja. Okay. Ja, ek dink dis ook 'n hele ander gesprek, seker om onafhanklik te wees teenoor om by 'n record ja. label te wees. So dis eintlik 'n episode wat op pad is op agter die tunes. So maar net vlugtig, hoe ervaar julle dit om onafhanklik te wees eerder as om by 'n record label te wees? Daar's baie kere wat ons nou al getwyfel het of hierdie die regte roete was. Maar aan die einde van die dag gee dit jou ongelooflike vryheid. In die besluitnemingsproses oor die produk wat jy daar buite sit, waar en wanneer jy wil optree. Ek dink dit is 'n persoonlikheidstipe aan die einde van die dag. Dit was net 'n geval van ons persoonlikheid het besluit, of ons groepie se persoonlikheid het besluit, ons wil hierdie ons eie projek maak en deurstuur. Ek dink daar's genoeg vaardighede tussen, ek gaan vir jou sê, dis 4 mense, want Amorey is ook deel van die projek, wat hierdie hele besigheid saam kan hardloop. Ek moet sê, daar's elke nou en dan baie tekortkominge, en dan raak mens my hartseer en mens, jy het eerder die labelroete gedoen. Ek het ongelooflike waardering vir wat daai mense vir die kunstenaars daar buite doen. Maar van 'n onafhanklike is dat ons basies die hele proses van word wakker met 'n droom tot gaan slaap met 'n warm hart dat ons vandag ons beste produk daar buite gesit het. So omdat ek self ook bietjie meer betrokke was by die musiekindustrie in die verlede, het ek darm 'n bietjie inligting opgetel. So ons het dit alles saamgevoeg om dan die onafhanklike roete te volg. Maar dit is weer eens 'n persoonlikheidstipe en omdat ons as span so goed saamwerk, werk dit vir ons, maar in 'n ander geval sal 'n kunstenaar heel waarskynlik eerder die roete vat van die record label. Daai ondersteuning wat hulle daar kan kry, om hulle karier verder te dra, is wonderlik. So, maar vir ons kant af, dis nie aldag maklik nie, en dit is regtig nie aldag maklik nie, maar dis vir nou, terwyl ons dit so kan doen, is dit 'n voorreg, ons span wat saamwerk. Ja, nee, ek dink die feit dat julle 'n spannetjie het wat julle lekker goed mee saamwerk, en seker maar die feit dat julle ook 'n gesin is, maak daai band natuurlik baie nouer ook. So ja, dis interessant om dit ook te hoor. Maar dan is 'n ander vraag wat ek vir jou het, want mense soos ek is nou ook op jou to-do lysie, natuurlik met die media en reëlings wat daarbey betrokke is. So hoe hanteer jy dit in terme van onderhoude, wie mag onderhoude kry, wie mag nie, gee julle onderhoude vir almal, en soos daai media engagement, hoeveel tyd van jou neem dit op? Kykie, dit is 'n groot gedeelte, want ek meen mense wil jou sien. Jy moet daar buite wees as jy net verdwyn. So dis 'n baie belangrike gedeelte, televisie sowel as radio, om vir die musikante 'n kans te gee om bietjie met mense te gesels. En meeste van die tyd moet hulle net luister na hulle. Buite dan jou normale sosiale media opnames. So dit is 'n lekkerte vir ons. Daar was nog nooit wat ons nee dankie gesê het vir 'n onderhoud nie. Ek dink ons is 'n bietjie goedkoop daar. Ons vat elke geleentheid wat ons bietjie met die media kan praat, vat ons, en ons hardloop met dit. En ja, so dit word maar ingeskeduleer. Ons almal werk voltyds vir droomsindroom. So tussen jou maandag en 'n donderdag, wanneer daar nie so baie shows is nie, kan jy maar daai halfuurtjie afstaan en met die media gesels en goeie verhoudings bou met die media ook, want aan die einde van die dag, julle speel ons musiek daar buite, julle gee ons die blootstelling wat
onvervangbaar tot vandag toe is. Maak nie saak hoeveel social media al in almal se harte en koppe ingeklim het nie, radio en TV bly nog steeds daar. So ons is maar bietjie goedkoop en nice en ons gee onsself weg vir al wat in media is. Ag, ek dink nie dis 'n slegte ding. Inteendeel, ek dink dis lekker om te weet dat ja, ek wil sê droomsindroom nie eksklusief is nie, dat jy regtig voel dat hulle met almal gesels. As ek vat die waar ek julle ontmoet het was op my kampus radio daar, en om te weet dat net soos hulle is so gemaklik en bereidwillig is om met 'n kampus radio te praat, is julle bereidwillig om met ons by RSG ook te gesels. So nee, ek dink dis glad nie 'n slegte ding nie. Ek weet, solank daar mense is wat bereid is om te luister, sal ons seker maar praat en ons ding doen. Fantasties. Ag nee, ek dink is 'n baie positiewe deel. Maar ja, Liesel, ons gesprek is nou amper tot 'n einde, maar voordat ek jou nou amptelik groet, is 'n vraag wat ek vir al my gaste vra, is wat se liedjie in die laaste rukkie is op jou repeat op jou speellys. En dit mag 'n droomsindroom liedjie wees. Ek sal nie aanstoot neem daarom nie. Ja, nee. Kykie, my speellys is maar bietjie de mekaar by tye. Mense sal sê, hulle gaan nie weet of ek 'n sokkie sakkie, 'n boeremusiek luister of 'n rock luisteraar is nie. Ek is maar all over. As ek nou moet sê iemand buite droomsindroom, dan is ek 'n groot fan van Damiano David. Okay. Ja, ek is 'n groot, en dan Youngblood ook. So dit is my internasionale musiek smaak. Fantasties. En dan met droomsindroom sal my absolute favorite song nog steeds bly plek vir my. Ja, en amen. Eintlik dit is nie hulle baie hoë stromings musiek nie, maar dit is 'n baie spesiale liedjie vir my met baie spesiale woorde. So so dit is baie verskillende genres. So dit hang nou maar af van my hoe ek voel daai dag wat ek opsit, maar ja, ek hou van nuwe kommersiële pop musiek soos Youngblood en Damiano David, ja. Fantasties. Ag nee, baie dankie, en net voordat ek jou groet, is daar enige moontlike wenke wat jy kan gee vir ons, moontlike nuwe droomsindroom musiek wat op pad is? Julle gaan op julle rug val. Ek mag nou nog niks sê nie. Jene. Ons is super opgewonde. Daar's 'n paar projekte wat hierdie jaar daar's 'n paar projekte wat gaan gebeur, en Okay. So die boeties, veral omdat Kyle nou 18 was verlede jaar en hy het nou net matriek klaar gemaak, dankie Vader, ons is baie dankbaar, hy made it. Is hulle nou altyd voluit gefokus, en daar's baie verskillende verrassings. Ek meen, in die verlede het hulle 'n paar verrassings soos met die Engelse musiek en die oorseese en die Nederlandse musiek. So ja, daar is fantastiese projekte wat nou voorlê, en ons skiet af Kaap toe binne die volgende 2 weke om te begin met een van ons grootste projekte vir hierdie jaar, waarvoor ons vreeslik opgewonde is, maar ek mag nog net mooi niks daaroor sê nie. So ja. Isn't that always the case? Julle gaan binnekort daarvan hoor. Ag nee. Ag maar Liesel, baie dankie vir jou tyd vandag. Ek waardeer dit regtig baie, en ons sien uit om al die projekte te hoor wanneer dit nou vrygestel is. So baie dankie en sterkte vir alles wat julle voorlê in die jaar. Baie dankie Barry, en baie dankie vir die RSG mense wat luister na ons, en vir al julle aanbieders wat vir ons soveel ondersteuning gee, want it takes a village. It takes a village to get somewhere. En ons is baie bevoorreg om die RSG mense te hê wat deel van ons village vorm. So baie dankie, en sterkte vir 2026 en al julle projekte wat nog gebeur. Dit was Agter die Tunes gewees, 'n Backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek hoop jy het lekker saam geluister. As jy die potgooi geniet het, laat weet ons gerus in die comments en gooi ook sommer 'n thumbs up terwyl jy daar is. Onthou ook om die potgooi te deel met al jou vriende en sommer jou vyande ook.
Jy kan gerus RSG gaan volg op Instagram sowel as Facebook by @RSG_1004FM om op datum te bly met al ons backbazare. Ons wil ook graag weet waaroor en met wie jy wil hê ons mee moet gesels op Agter die Tunes. Laat weet ons gerus hier of stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za. Tot en met volgende keer, mooi bly. In die volgende episode van Agter die Tunes begin ons met 'n splinternuwe mini-reeks met die naam Niet op die Radar, waar ek met 'n nuwe opkomende Suid-Afrikaanse kunstenaar gaan gesels. En eerste op die lys is Chanel. Toe begin ek waar ek staan huil. Wow. Dus ek soos, dis crazy, nog niemand het my laat huil waar ek staan nie. En Ja. toe van daar af toe voel ek net soos 'n emosionele koneksie aan sy musiek.